Hallo daaraan, baie welkom by vandag se gedeelte waar ons tyd in die woord spandeer en so 'n bietjie verdere meganismes in ons lewens inbou om die woord vir onsself oop te breek. Verlede week het ons tyd spandeer rondom hoe om te mediteer oor die woord en hierdie week wil ek vir jou so 'n bietjie met jou gesels om te bid oor die woord. En daar is verskillende aspekte en dimensies daarvan. Dis as wanneer ek en jy in die woord klim, is om te bid en die Here te vertrou en te sê, Vader, breek vir my hierdie woord op. Ek verstaan dit nie nou nie, dit maak nie vir my sin nie. Om bidend in woord in te gaan, soos wat jy besig is om 'n studie te doen en dalk nie weet waarom nou te begin nie, wat om volgende te doen nie, om die Here te vertrou en te sê, Vader, ek bid nou, lei my oor wat is die volgende ding wat ek nodig het om te lees. Weet jy, baie stories hoor ek wanneer mense bid oor dit wat hulle in die woord moet lees, hoe dit in die volgende week of in die volgende dag die situasie opduik en daai skrif relevant is tot daai situasie. Asof die Heilige Gees jou net al voor die tyd voorberei vir dit wat op pad is. Maar derde dimensie daaraan is om die woord oor jou lewe te bid en eintlik die woord vir jouself baie persoonlik te maak. Is om dit in die eerste persoon te vat en die woord oor jouself te bid. Baie keer gebruik ek die psalms en om dit vir myself reël te maak, is om my naam in daai psalm te sit. Wanneer Dawid praat van homself, om nie Dawid se woorde te gebruik, maar daai woorde my woorde te maak. En ek dink iets wat vir my nog 'n verdere enhancement daarvan is om dit in die eerste persoon te sit, waar die Here dit vir my sit. En een van die psalms wat vir my so uitgestaan het, en dit vir my hierdie week, so baie beteken, is Psalm 23, waar ek dit so lees, en ons almal ken die gedeelte wat sê, die Here is my herder, ek sal niks ontbreek nie, het ek hom omgedraai en gesê, JT, ek is jou herder, waar ek toegelaat het dat die Here persoonlik met my praat. En toe ek dit so lees, het ek net so die Here se vrede net beleef, so in sy nabyheid beleef. JT, ek is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. JT, ek lê jou neer in groen weivelde. Na waters waar daar rus is, lei ek jou heen. JT, ek verkoop jou siel. Ek lei jou in die spore van geregtigheid om my naam ontwil. En al gaan jy ook deur 'n dal van donker skaduwee, hoef jy nie onheil te vrees nie, want ek is by jou. Ek berei 'n tafel in die aangesig van jou teenstanders voor. Ek maak jou hoof vet met olie, jou beker loop oor, JT. Net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. JT, jy sal in my huis bly tot in die lengte van dae. Toe ek daai gedeelte so vat en dit net verpersoonlik, dit beteken dit vir my soveel meer in daai oomblik. En ek wil jou aanmoedig om soos wat jy deur die psalms dalk werk, so iets te gaan vat en soos wat jy bid oor die woord, soos wat jy die woord in jou lewe inbid, dit dalk net so vat en dit oor jou lewe bid en dit dalk net in die eerste persoon hoe die Here met jou praat, net te vertolk. En nou my vertroue is dat die woord vir jou persoonlik sal wees, dat jy die nabyheid van die Here sal beleef, soos wat jy dit doen. Geniet hierdie tyd in die woord, en die Here seën jou, soos wat jy lewe in die woord.